Goeiedag geliefdes, ek is Dominee Jacques Bell van die APK Delaray wil in Stella. En vanoggend is ek hier om aan u die wonderlike nuus te bring, dat u ook genooi word na die bruilof van die Lam toe. Ons lees saam Matteus 22. En Jesus het weer deur gelykenisse met hulle begin spreek en gesê, die koninkryk van die hemele is soos 'n koning wat 'n bruilof vir sy seun berei het. En sy diensknegte uitgestuur het om die genooides na die bruilof te roep, en hulle wou nie kom nie. Weer het hy ander diensknegte uitgestuur met die boodskap, sê vir die genooides, kyk, my maaltyd het ek berei. My beeste en vetgemaakte vee is geslag en alles is gereed. Kom na die bruilof. Maar hulle het hul daaraan nie gesteer nie, en weggegaan, een na sy eie stuk land en 'n ander na sy handelssaak. En die ooriges het sy diensknegte gegryp en mishandel en doodgemaak. Toe die koning dit hoor, het hy kwaad geword en sy manskappe gestuur en daardie moordenaars omgebring en 'n stad aan die brand gesteek. Daarop sê hy vir sy diensknegte, die bruilof is wel gereed, maar die genooides was dit nie werd nie. Liefde, sover die woord van die Here. Een van die belangrikste elemente by 'n bruilofsviering is die uitnodiging. Ja, ons stuur dit vir almal wie ons graag daar wil hê uit. En die verwagting is dat mense moet RSVP voor of op 'n bepaalde dag en datum. En hierdie RSVP veroorsaak dat ons bepaalde goed reël vir mense wat kom. So kan ons byvoorbeeld weet vir hoeveel mense om plek te dek by die tafel, hoeveel kos om gereed te maak en so voort. En dit is 'n baie belangrike element in die sluiting van 'n huwelik vandag. Maar in die antieke wêreld het die uitnodiging iets wat anders gelyk. Die uitnodiging is uitgestuur sonder 'n tyd en 'n datum waar die bruilof opgevier word. Wanneer die uitnodiging gestuur is daar ook nie verwag dat mense moet bevestig dat hulle die bruilof gaan bywoon nie. Nee, daar is verwag dat die genooides almal die bruilof sal meemaak. En terselfdertyd dat hulle in gereedheid sal wees vir die dag wanneer die bruilof voorberei is. Want van die oomblik waar die uitnodiging uitgestuur word, sou die gasheer ook alles gedoen het om die bruilof reg te maak. So die tafel dek, die vee geslag het, alles sou in plek gewees het en die oomblik wat die bruilof sal gereed is, sou hulle diensknegte uitstuur om te gaan roep. En daarom is die uitnodiging wat ons ontvang na die bruilof van die Lam ook iets wat anders. Daar is nie 'n dag nie, daar is nie 'n tyd nie, daar is niks van hierdie dinge wat vir ons gegee word nie, en tog word ons genooi en die bevestiging is nie nodig nie, want die Here verwag van ons om daar te wees. Maar dit sê ook dat ons van vandag af vir die res van ons lewens in gereedheid moet wees vir die dag wat die bruilof aanbreek. Ons moet gereed wees om op die roepstem van God ook antwoord te gee vir die dag wat hy kom om ons te neem na die bruilof toe. En geliefdes, dit beteken dat u van vandag af gereed moet wees, want die uitnodiging is nie net hierdie boodskap nie. Die uitnodiging vind ons in die evangelie van God opgeskryf. En elkeen wat die woord van God luister en hom lees, elkeen wat 'n passie het om die Here te leer ken uit die woord uit, het die uitnodiging ontvang. Kom vier saam met my bruilof, want dit is gereed. Geliefdes, mag ons ook in gereedheid lewe om op die roepstem van die Here ag te gee, wanneer hy ons eendag kom roep, as uitgenooides om by die bruilof aan te sit. Kom ons word stil voor die Here en ons bid saam. Ons almagtige God, Here en Hemelse Vader, Here, dankie dat U ons genooi het om ook by die bruilof te kan aansit. Here, dankie dat ons weet dat ons in gereedheid moet leef vir die dag wat dit gebeur. Here, dat ons op U roepstem ook kan ag gee en kan wag. Here, gee dat ons so sal lewe dat as dit vandag is of môre is wat U ook kom, as die bruilof gereed is vir ons, dat ons gereed sal wees om aan te kan sit saam met U. Here, lei ons daarom elke dag. Boet en bewaar ons en wys vir ons die pad wat U met ons wil stap, totdat ons eendag saam met die bruidegom kan aansit by die bruilof van die Lam. Here, ons bid daarom in die dinge nie in onsself nie, maar alleen in die naam van ons Here Jesus Christus, ons geliefde bruidegom. Amen. Liefdes, ek hoop U het 'n geseënde dag, mag die Here U ook dra as genooides daar waar U gaan.
Totsiens.